Dit is maandag net na 8 en dit is vir my 'n groot voorreg om jou hartlik te verwelkom by Kort en Kragtig hier op Radio Kansel Hartklank. Ek Fanie Meiburg is aan die woord en ek wil jou help om toegerus te word deur God se woord. Laat ons dan nou saam fokus op sy waarheid vir ons lewens. Goeienaand, dit is maandag aand en ek vertrou jy het 'n goeie naweek gehad en die week wat voorlê, vertrou ek die Here dat dit vir jou 'n goeie week sal wees, vol van die guns en die nabyheid van die Here. Ek het net so 'n tydjie gelede dat ek baie gesels rondom Josef op my YouTube kanaal, op my Kort en Kragtig daar elke weeksoggend. Tussen maandag en Vrydag het ek gepraat oor Josef en die groot ding in Josef se lewe was die feit dat die Here saam met Josef was. In al sy verlies, in al sy hartseer, al sy ellende, soos wat die Bybel dit noem, was die Here altyd daar en dit het vir hom die deurslag gegee. Dank die Here dat ons saam met die Here 'n pad kan stap. En ek wil jou sommer sê dat wat ons vanaand oor gaan praat en dit waaroor ek al gepraat het, alles is beskikbaar ook op Potgooi, daarso op YouTube. Onder Fanie Meiburg, jy kan gerus daar gaan kyk en dan kan jy dit deel, dalk met iemand vir wie jy glo dit nodig is. Maar vanaand wil ek 'n bietjie met jou gesels oor vrees, nê? Vrees is 'n natuurlike ding. Ons het dit as deel van ons menslike stelsel en dit is tog nodig vir voortbestaan, glo ek, 'n mate van vrees. En jy sal nou hoor waarheen ek op pad is met hierdie gedagte. Want dit is een manier om die mens tot reaksie te laat oorgaan, om te veg waarvoor jy staan of bestaan. Jou hart klop vinniger, dit aktiveer jou senuwees, jou asemhaling neem toe, of dit raak kort, nee, en natuurlik styg 'n ou se bloeddruk. En dan skop jou brein in allerhande gedagtes neem van jou besit rondom die gevaar, of die onsekerheid, en die intensie daarvan, jou veiligheid. Jy voel dalk onrustig as gevolg van hierdie gedagtes. Jy is geïrriteerd, jy's gereed vir 'n daad. En natuurlik as vrees vrye teels gegee word, miskien het jy dit al beleef of jy ken mense wat dit beleef, dan word dit 'n tipe van 'n fobia. En dan ontwikkel 'n mens maklik angsaanvalle. Jy kan nie tot rus kom nie en as jy in 'n sekere situasie is wat naby is aan dit wat jy dalk beleef het, wat vrees veroorsaak, dan kry jy hierdie tipe van angsaanvalle. En dit is 'n realiteit, nee. Vrees, angsaanvalle, fobias is 'n realiteit van ons lewe. Nou as kind het ek baie op my oom se plaas daar op Kakamas gekom. Julle wat die Noord-Kaap ken. Kakamas, Keimoes, klein dorpies, Pofadder, daardie wêreld. Maar in elk geval my ouma was daar op Kakamas boere gewees en het ek baie daar gekom. En hy was baie lief vir diere, en diere het ook maar 'n ou sagte plekkie in my eie hart. Maar nou ken jy mos nou 'n kind, saam met my neef, want my oom het baie beeste en skape en bokke en volstruise en nog baie ander diere gehad. Dan het ons die bokram gegryp aan die horings en gestoei, en op hom gespring en hom gery, en ons het die volstruise se eiers gesteel. Nou julle wat 'n klein bietjie agtergrond het, hierdie is dinge wat 'n ou se bloed lekker kan laat pomp. Maar dan het die malaap ons bestorm en dan het ons die groot bul geterg. Hy was op kraal en nou laat ek vir jou sê, as jy nog nooit vrees beleef het nie en dat jou bloeddruk styg en jou asem pomp hier in jou keelgat nie en jy voel jou maag wil spin van stres nie, dan moet daai groot bul op jou afstorm. Laat ek vir jou sê, jy kan nie daai vrees beskryf nie. Vrees maak, nê, dat jy deur noud is en oor hoë goed vlieg soos niks nie, my maat, want jy veg vir oorlewing. Dis seker wat Dawid bedoel het met, my God spring ek oor 'n muur, want God meng sy krag, lyk dit vir my, met ons vrees, en dan gee hy ons bonatuurlike vermoëns, soos Dawid om oor 'n hoë muur te spring. Ek het dit met die bul beleef. Dit is sekerlik nou nie die geestelike resep nie, maar jy kry die prentjie, né? Weet jy, dis die Here se genade het ek agtergekom, dat so baie plaaskinders, ongeskonde, groot word, met al hulle ledemate en vingers in hulle lywe. Maar iewers in alles wat ek nou vir jou gesê het, sal jy besef, ek en jy het op een of ander stadium, of dalk op hierdie stadium,
miskien in 'n mindere of 'n meerdere mate, ook maar vrees beleef. Dis ons lewe. En ek weet dat die omgewing waarin 'n mens lewe kan geweldig bydra tot vlakke van vrees. Min vrees, baie vrees, intense vrees. Want daar's onsekerheid rondom 'n ou se finansiële klimaat, rondom jou werk en die beskikbaarheid van werk, geweld, bendeaktiwiteite, mishandelings, natuurverskynsels. Jy weet, ons bly hier op die plaas al vir baie jare en soos die jare aangestap het dit al vir my voorgekom asof dit onveiliger geword het op die plase as gevolg van moord en diefstal en baie keer die politieke klimaat En nie ver van ons nie, het 2 bejaarde mense gebly, ek lig hulle nou maar uit, het baie ander dinge gebeur en slegte dinge. Maar die 2 mense was eendag in hulle huis aangeval. Die oom was baie ernstig aangerand en het regtig slegte konsekwensies daarvan oorgehou. En een van die dinge wat hom en sy vrou geweldig beïnvloed het op hulle ou dag, was vrees. En dit is vir my verstaanbaar. Maar die ironie van die saak van die lewe en die plaaslewe was dat hoeveel mense waarmee ons te doen kry en met wie ons gesels wil altyd weet, hoe lewe julle op die plaas? Hoe is julle nie bang nie? Wat van as dit en wat van as dat? Ons het mense wat skrikkerig is om op die plaas te kom bly, want hulle is bang iets gaan met hulle gebeur. As die honde blaf, dan skrik hulle. As die wind waai en die bome beweeg, dan skrik hulle. Jy sien die wêreld waarin die mensdom lewe bepaal die vlakke van vrees. Daar is in die mense denke 'n prent van die plaas, en plaasmoorde en onveiligheid geskep, wat 'n geweldige blywende effek en afdruk op hulle emosies gelaat het, en dis vrees. En hiermee ontken ek nie plaasmoorde nie, ons weet dit is 'n realiteit. Het ons dinge beleef op die plaas? Ja, ons het. Maar uit alles het die Here ons gedra en het die Here ons gehelp en beskerm en bewaar. En ek kan duidelik sien in ons eie land die vlak van vrees waarmee Suid-Afrikaners eintlik dag na dag mee saamlewe. Want 'n mens hoor dit in die geselskringe, in die redes hoekom mense wapens aanskaf en selfs vir hulle wapens maak. Jy sien dit in die sekuriteitssisteme wat dorpelinge, stedelinge en plase in plek stel. Dis beweegsensors, dis kameras, dis bedrading die wêreld vol. Predikante preek dit, selgroepe bespreek dit. Kinders word voorberei daarop. Langs die paaie, pas op, hoë hijack areas. Jy sien dit mos raak, Dis alles vorme van vrees waaraan uiting gegee word. En ek kraak niks van hierdie goed af nie. Dis die resultaat van die omgewing en die toestand van die omgewing waarin die mens bly, wat hom of haar aanspoor daartoe. En ek glo dis mos die rede hoekom konings hulle kastele en dinge met mure omheind het. Want hulle te vrees vir die vyand wat mag skade doen en hulle wil dit buite hou. Ons almal wil dit wat vir ons kosbaar is beskerm. En ons beskerm dit want ons vrees menigmale dat iets of iemand dit wat vir ons kosbaar is van ons weggeneem gaan word. Of dit nou gesondheid is en of dit nou se welstand is, of dit nou se geld is, jou goed is en of dit jou mense is. En die Here verwag van ons om goeie rentmeesters te wees van wat hy aan ons toevertrou het. Maar vrees maak dat dit waaroor ons as rentmeesters aangestel is, ons bron van vrees raak. Want ons is lief vir ons goed, ons is lief vir ons mense, ons is lief vir ons geld en ons is lief vir ons besittings. Nou op hierdie punt wil ek gou vir jou Hebreërs 13 vers 5 en 6 lees. Hoor wat sê Hebreërs, hy sê julle gedrag moet vry wees van geldgierigheid. Wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê, God het gesê, ek sal julle nooit begewe en julle nooit verlaat nie. Vers 6. Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Here is vir my 'n helper. En ek sal nie vrees nie. Wat sal 'n mens aan my doen? Nou hierdie 2 verse het hulle oorsprong eintlik uit 2 vorige skrifte wat ons in die Ou Testament lees. Die een kry ons daar in Psalm 118 vers 6 en 7. Hy sê die Here is vir my en ek sal nie vrees nie. Wat kan 'n mens my doen? Vers 7. Die Here is vir my as my helper. So sal ek dan neersien op die wat my haat. Josua 1 vers 5. Niemand sal voor jou stand hou nie, Josua, al die dae van jou lewe. Soos ek met Moses gewees het, so sal ek met jou wees. Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Nou Hebreërs 13, hy praat van een aspek wat vrees veroorsaak. Wat is dit? Ons geld, voorsiening, die ophoop en die ongesonde drywing daartoe. Dis hoekom hy sê, ons moet vry wees van geldgierigheid.
Jy sien een geweldige groot drywing agter geld is vrees vir voorsiening. Jy moet jouself en jou mense mos versorg. Wat van as ek nie kan nie? En laat ek vir jou sê, hierdie vrees is so eg soos wat dit kan kom. Dis realiteit in baie mense se lewe daagliks, net voorsiening. Ek het op die plaas 'n tyd terug in 'n geweldige agterstand finansiëel beland. My kinders was op skool gewees daai tyd en sommige het gestudeer. My vrou en die kinders en die vaste uitgawes en die werkers en die voertuie. Kinders moes skool toe gaan nie van die plaas af. My vrou wat by die dorp moet uitkom. En dit was 'n uitdaging gewees. Maar hoeveel ander beleef hierdie selfde vrees vandag wat nou luister? Hoeveel manne het al vir my gesê, die slegste van die hele finansiële saak, omdat hulle werk verloor het as gevolg van afleggings, miskien, is die feit dat hulle nie vir hulle mense kan sorg nie. Dis die slegste ding. Bekommernis is erg. Hierdie vrees is erg. Finansiële vrees maak 'n man van sy kop af. As ek dit nou so hard kan stel. Dis hard, dis eg, deel van ons lewe. En as kind van die Here, na al my planne en jou planne wat jy probeer maak het en dalk in geslaag het nie, en selfs voel jy in 'n mate jy wil klaarmaak met jou lewe. So intens is die vrees vir voorsiening. Dan kom die belofte van Josua daar in Josua 1 vers 5, wat ons lees in Hebreërs 13 vers 5. Moenie vrees oor jou voorsiening nie. Hy vat ons oë weg van ons geld, dit wat ons moet hê, en hy wil ons oë sit op die Here. Haal jou oë af van jou voorsiening. God sal jou nie in voorsiening begewe of verlaat nie. Begewe beteken dat God nie sy hou vas op jou sal verslap nie. En jou nie alleen sal los in jou voorsieningselende nie. Het ek en soveel ander 'n paar dinge moes afgee en dalk moes verloor het en jy dalk ook nou, verseker, is daar 'n paar dinge wat 'n ou moes prys gee. Maar hier kom die belofte uit Hebreërs 13 vers 5. Die Here sal vir jou en jou vrou en jou kinders sorg. Jy wil dalk vashou aan goed wat elke 10 sent wat jy inbring verorbaar. Gaan sit en maak wyse besluite of dit waarin jy vashou nie dalk gierigheid is nie. Het jy werklik dit nodig waarvoor jy jou so afsloof en elke 10 sent voor prys gee? As jy nie die ekstra kar werklik nodig het nie, hoekom moet jy dat dit vrees in jou hart veroorsaak? Raak ontslaaf van dit wat ekstra is en onnodig is. Verminder jou 10 sent vreters, verminder jou vrees. Deel daarmee in wysheid, wil ek vir jou sê. Die Here sal vir jou sorg. Op 'n stadium was my vrees so hoog en ek dink daar's nog ander wat weet waarvan ek praat. En ek het gevoel my kop en my ingewande gaan oopbars. Hierdie voorsieningsvrees was vir my 1000 maal erger as my oom se teelbal. Maar as gevolg van Hebreërs 13 kan ek vir jou sê vanaand, het ek ervaar, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Ek het meer as een keer met my basvelle, met baie mis op my agtersteewe, net die bil vrygespring, maar ek het dit gemaak. So in my voorsieningskrisis, God het laat ons dit gemaak het. Baie minder as wat ek gehad het, maar God het sy woord te stand gedoen. God het met Josua gepraat, nie 'n mens nie. En God het vir hom gesê, daar is 'n land wat ek aan julle beloof het, en waar julle voetsool optrap, sal ek gee. Hoor mooi, sal ek, sê die Here, vir julle gee. Dis vers 3. En dan weer vers 5. Niemand sal voor jou stand hou nie, al die dae van jou lewe nie, want ek sal met jou wees. Ek sal jou nie begewe nie. Ek sal jou nie verlaat nie. In vers 9. Ek beveel jou, wees sterk. Ek glo jy hoor vanaand die woorde van geloof. Die Here sê ek. God sal jou bron van deurbraak en oorwinning en voorsiening wees. Dan kom vers 6 van Hebreërs 13. En hy sê, die Here is my helper. Ek sal nie vrees nie. Wat sal die mens aan my kan doen? Dit kom daar uit Psalm 118 vers 6 en 7. Vers 6. Die Here is vir my. Ek sal nie vrees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? Die Here is vir my as my helper. So sal ek dan neersien op die wat my haat.
Gaan lees asseblief Psalm 118. Ek wil jou regtig aanmoedig. As ons vanaand hier klaar is, gaan vat Psalm 118, daar 'n hele Psalm. Gaan lees dit, jy sal verstaan hoekom ek dit vir jou sê. Dawid praat hier van 'n ander vrees. Die vrees vir wat ander mense aan jou kan doen. Vers 8 en 9 sê, dit is beter om by die Here te skuil, as om op mense te vertrou. Dit is beter om by die Here te skuil, as om op edeles te vertrou. Jy weet, jy kry goeie en jy kry slegte mense. Sorry dat ek dit nou so blaatant sê. Maar Dawid sê, hoor wat sê hy? Hy sê, maak nie saak hoe goed of die sleg die mens is nie. God is beter. En hy maak ook nie mense sleg soos wat ek dit nou gedoen het nie. Maar hy sê, God is beter. En as ek praat van slegte mense, dan bedoel ek maar net mense wat nie vir jou regtig daar is om jou te help nie. En wat eintlik jou ondergang soek en nie jou beterskap soek nie. Maar hy sê, God is beter. Mense is nie altyd veilige hawens nie. Ek is jammer om dit vir jou te sê. Hoeveel keer het ouens al vir my gesê, toe dit met ons goed gegaan het ons baie vriende gehad, maar toe die popo die fan slaan, toe staan ons alleen. Die Here is beter. Die Here laat toe, dat pop ons 'n ou se fan slaan, sodat die kind van die Here kan kom waar Dawid gekom het, want dis die plek waar ons moet kom in ons gees. Die Here is my helper. Jy sien, Dawid se moeilikheid was nie die duiwel nie. Dit was mense. Dalk mense in sy binnekring, soos sy seun, wat sy troon wil oorneem, sy bloedkind, en ook ander konings en nasies wat hom lam wil hê. En in al hierdie potensiële vreestoestande en gerugstekery waaraan hy niks kan doen, en waaroor hy geen beheer het nie, selfs kindertonge, hoeveel van ons het nie al daardeur moes gaan? En in alles sê hy, die Here is my helper, omdat God my helper is, sal ek nie vrees nie. En ek berus my op God se almag, ek berus my op God se nabyheid, en ek berus my op God se ingrype. Ek weet, dit is vir my so interessant om Gideon se verhale te lees in die boek Rigters, hoe God sy manne tot die minimum verminder het om aan hom en die nasies te wys dat God die helper is, om nie op die houtkrikke van geld en mense en vermoëns te rus nie. Nou laat ek vir jou sê, hierdie woord moet jy met geloof kan vat, en God wil hê jy moet in die gees iets van hom kan raak sien. Ek sê dit want ek lees daar in 2 Konings 6, hoe die Arameërs gekom het om God se profeet, Elisa, in hegtenis kom neem. Gaan lees 'n bietjie gerus hoekom, gaan lees 'n bietjie daaraan. Hulle kom toe daar met 'n weermag, hulle kom met 'n weermag om een man te kom vang, 'n weermag om een man te kom vang. Kyk wat is die impak wat hierdie ou gehad het op 'n vreemde koning. En toe Gehasie, julle weet mos ou wie hy, van waar Gehasie, dis mos waar die Afrikaanse spreekwoord vandaan kom, Gehasie was Elisa se dienaar. Maar toe Gehasie daar by die venster uitkyk, toe sien hy die weermag en sy maag wou seker ook aan die spin raak van vrees soos myne. Toe sê Elisa vir hom die ding in vers 16, hoor wat sê hy vir hom? Hy sê, moenie vrees nie. Hoekom moet ek nie vrees nie? Kyk na alles wat rondom ons aangaan. Hy sê, want wat by ons is meer as die wat by hulle is. Elisa sê dit, want hy sien in die gees iets van God se hulp raak. Die Here is my helper, en dis hoekom hy nie vrees nie. Toe bid Elisa en hy vra, Here, open tog sy oë, Gehasie se oë, dat hy kan sien. En God het Gehasie se oë oopgemaak, en daar sien hy wat Elisa sien. Hy sien God as helper, en hoef geen mens te vrees nie, want die berg was vol perde en waans van vuur rondom. Kind van die Here, selfde vrees, selfde God, selfde helper. Ons oë moet net oopgaan. Ons moet net kan sien. As jy by jou venster uitkyk, wat sien jy raak? Ja, in jou prentjie. As jy Gehasie is, wat sien jy raak? Vrees jy oor dit wat jy sien? Het jy rede om te vrees? En ek glo, miskien sê jy, ek het rede om te vrees, want my prentjie lyk sleg. Ek kyk uit
oor my finansies, ek kyk uit oor my toekoms, ek kyk uit oor ons land se ekonomie, ons land se politiek. Ek het 'n rede om te vrees en niemand kan vir my sê, jy hoef nie te vrees nie, ek het 'n rede om te vrees. Maar vanaand wil ek 'n bietjie saam met jou bid en in geloof wil ek 'n bietjie saam met jou bid. Want Josua se God, Dawid se God, Hebreërs se God, is my en jou God. En dieselfde God wat die belofte gemaak het aan Dawid, dieselfde God wat die belofte gemaak het aan Josua, dieselfde God wat Elisa aanbid het en wat Gehasie se oë oopgemaak het, ons aanbid daar dieselfde God. En kan ek jou vra om saam met my 'n bietjie te bid en te vra dat die Here dalk jou oë sal oopmaak vanaand, dat jy hom kan sien en kan begryp dat hy jou helper is. Here, in Elisa se gebed bid ek ook vanaand. Ons lewe in 'n land en in omstandighede met ons eie vrese, ons eie bekommernisse, ons eie elendes en vrese waar ons nie beheer het nie. Maar ek bid vanaand met daardie gebed van Elisa. Here, open tog u kind se oë, dat hy en sy kan sien, u is die helper. En dat nie 'n mens, of tekorte, of enigiets, en enige iemand, iets aan hulle kan doen nie. Dit is my gebed, in Jesus naam. Amen.